Ek is hier by die Wilds en Wynfees hier by die Sandringenplaas as ek reg is, né? Ja. Hier buite Stellenbosch, Durbanville. Ons het hier mense raakgeloop en hoe lekker kuier ons nie. Laat ek net eers vir julle wys wat staan als hier op die tafel. Dit is lekker, ons het 'n lekker rooiwyntjie. Ek het selfs 'n Jägermeistertjie geskenk gekry. En ek gaan nou onderhoud voer met die mense want hulle 'n baie interessante konsep wat ek definitief 'n plan gaan maak. Ek en hierdie rooikoppie langs my is 40 jaar getroud die einde van die jaar, so my kop dink in daai rigting. Ek en sy gaan op 'n MSC gaan vir 'n trip, maar ek dink ek moet haar ook stuur op 'n girls trip wat sy so 'n bietjie kan terugdink aan haar wat noem daai ding wat hulle met die vrouens doen voor die troue? Bachelorette. Ja, bachelorette. Dat sy ordentlike 40 jaar. Nou was sommer dit, toe was dit 'n jong regte bachelorette. Nou ek gaan net nie Angelique saam nou nie wat nou daar sit. Hierdie enetjie hierso. Want hierdie enetjie is 'n willekat, jy. Ek gaan saam. Sy's 'n willekat, ek wil nie haar saam nie. Daar staan willekat se vriend en daar's die ander manne wat ek ook nou mee onderhoud gaan voer. Mevrou, wat is jou naam? Ek is Magresha van die Huntress en ons doen ladies hunts. Ernstig? So, ons fokus daarop om vrouens bietjie weg te vat. Ek het besluit laas jaar sommer nonsens dat my man gaan jag en ek hoor net al die lekker stories. Ja, En so nou vat ons girls uit vir 'n jag. Lekker lang naweek. Fully catered. Jy doen absoluut niks. Voete agteroor. Jy hoef nie te skiet nie. Jy hoef nie enige ervaring te hê nie. Ons leer jou alles van voor tot agter en jy het net 'n absolute amazing naweek. Nou basies, waar skiet julle? So ons basecamp is net buite Plettenberg Baai in die Keurboomsrivier Vallei. Dit is waar ons hoofsaaklik gaan. Dis nou in die Pletomgewing, né? Dis in die Pletomgewing. Ja, dis beautiful, dis groen, dis valleie en ons skiet die mooiste goed daar. So elande, waterbokke, blou wildebeeste, bosbokke, ja, enigiets wat jy aan kan dink. En soos ek sê, jy hoef glad nie te skiet nie. Ons groepe is baie veelsidig. Ons kategorieë wat ons doen is binne die groep vat ons 'n BFF saam en daar's altyd 'n vriendin wat net wil saam gaan vir die party. Dan het ons rookies wat saam gaan. So dit is mense wat dink hulle wil skiet maar nog nooit geskiet het nie. En dan het ons die mavens wat al voorheen geskiet het en graag weer wil skiet. Jy kan of jou eie wapens bring of ons voorsien die wapens en die ammunisie. Soos ek sê, dis 'n fully inclusive, fully catered jag. So jou wyn is gereed as jy daar kom, koue drankies is gereed as jy daar kom, kos word voorsien. En die akkommodasie? Twee sulke houthuisies of wooden cabins as jy wil. Hulle slaap 6 mense elk en ons laai jou op 'n sentrale punt of in die Weskaap of by die naaste lughawe. Ons vat jou deur soontoe, bring jou terug. Die wild wat jy skiet, bring ons deur Wellington toe vir verwerking en dan kry ons die vleis weer by jou uit. En as jy iets skiet wat jy nie self die vleis kan gebruik nie, dan kan jy dit aan ons donate en deur Hunting for a Purpose wat die ander deel is van die besigheid, versprei ons dit dan aan kinderhuise of ouerhuise, enige so iets. Ag, pragtig. Ja. En sê vir my veiligheid, want jy weet as ek my vrou met 'n geweer in die hand sien, dan gaan ek baie skrikkerig raak. Opleiding, jy kyk dat dit veilig gedoen word. Die eerste dag fokus ons hoofsaaklik is 'n basiese introduction into safe rifle handling. So ewen al het jy nog nooit 'n geweer hanteer nie, leer ons jou van die begin af. My vernoot Sakkie, hy is 'n professionele jagter. Hy leer jou en hy maak jou tou wys. En hy is heeltyd aan jou sy. So selfs as jy gaan skiet, is hy daar en hy laat jou nie skiet as hy nie voel jy's gereed nie. So dit is absolute 'n controlled environment. Ons is baie safety bewus. Ja, en dit is net, jy weet jy wat, op die einde van die dag gaan dit eintlik meer oor die getaway as wat dit gaan oor die jag. Dit gaan oor die girls wat net bietjie daai geleentheid vat en net hulle eie tyd bietjie het, net weer vir hulle self iets doen. Die girls doen dit nie meer nie. Kom ons hoor wat sê die girls. Hoe klink dit vir jou? Ons is in. Is jy in, my vrou? Wat dit klink mos lekker. Dit klink lekker. Sy self skiet? Nee, ek gaan nie self skiet, ek gaan teiken skiet. Nee, gaan skiet ietsie vir die pot man. Nee, sy is die BFF. Ons het Ek hulle is die nodig. BFF. Ek sal die wyn skink. Hierdie een sal definitief skiet. Die wyn word vir jou geskink, maar moenie worry nie, jy gaan nog steeds Jy maak nie so. presies dit. Dis al wat jy moet oefen vir die naweek. En die man wat se plaas het, ek dink is hierdie, as jy kan Ja, voorstel. dis Sakkie van die Westhuizen. Sakkie praat bietjie. Vertel ons bietjie van die plaas man. En die jong meisie daar saam jou? Dis familie. Dis Zara, dit is my Dis 'n jongste jagter wat ons op die plaas is. Sy het vir die jaar haar eerste kans gehad op 12. Dit het verskou vir my basketbalgram geskiet en die geleentheid gehad saam met die familie, vrou en die pa is almal by, so dis 'n ongelooflike gevoel as jy dit vir jou kinders kan hoor. Dis waarop ons konsentreer om die generasie wat opkomende is
die geleentheid te gee om te leer daarvan, en die wapens te leer ken, die wild te leer ken, net terug te kom na die natuur toe om te sien, jag het 'n doel in die lewe, verstaan? Ek bedoel, almal moet iets eet. Jy gaan nie net seker toe in jou vleis is daar weer afgemaak nie. Wat bring jy 'n bietjie meer na die omgewing wat jy weet waarvan af dit kom en wat dit vat om te jag. Dit is nie 'n maklike ding nie. So kinders, soos ek sê, en die vrouens baie, ek dink mans allang, ons kyk van mans ook en alles, maar ons probeer dit meer 'n experience maak as net 'n skiet naweek of 'n skiet trip. Dit gaan meer oor leer ken jou dier. Weet wat jou dier is wat jy gaan bekry, hoe werk hy, hoe sy omgewing wat hy in is, verstaan? Wat se tyd van die dag gaan soek jy hom waar? Leer ken sy spore. Selfs as jy hom geskiet het, leer ken sy body, verstaan? Ken sy antonomie, verstaan? Jy weet waar dit gaan. Ek bedoel, wees deel van die begin tot die einde toe daarvan. En dit gaan 'n bietjie meer terugbring aarde toe om te weet waar dit gaan met wilde diere. Want ons is in beheer gesit. Ja, Big 5 kan jy ook gaan doen. Ek ben dit moet meer experience wees want ek ben 'n Big 5 man gaan skiet dit meer vir die idee om die trofee te hê en die experience af te hê van 'n gevaarlike dier. So ek sal liewer daaraan aanbeveel dat jy eers net onder beginne met normale gamespel en goeders voor jy opbeweeg na die Big 5. Die Big 5 wil gaan doen dit om jouself te toets. Om naby daai gevaarlike diere te kom en om uit te oorlê in sy omgewing. En dit is hoe dit eties gedoen word, verstaan? So jy begin onder en jy werk jouself boontoe. So ek bedoel die hele ding is oop. Jy kan doen net wat jy wil, maar ek bedoel jy moet ook maar die trappies klim na die bokant toe. Dit help nie. Ek gaan eers 'n keer 'n wapen vas en 'n olifant gaan jag. Dit gaan nie daaroor nie. Jy begin onder. Jy kruip eers voor jy stap, verstaan? So ons probeer 'n nuwe ding in die Boland inbring en probeer ons Weskaap mense ook doen want ek bedoel ons is hier in die Bosveld hier. Die Weskaap plek is besig om te groei met jagplekke en ons het heeltemal 'n ander natuurskoon hier in die Weskaap as wat die Karoo en die Bosveld het. So die plaas is uniek want dit is langs die tuinroete, so dis is beautiful trip om daarna te gaan. So ek hoop ons kry aanslag op verstaan en ons wil graag die mense moet dit kom experience. Dit is nie vir almal nie, maar ek meen jy sal ook nooit weet as jy dit nie gedoen het nie. Nou ek het 'n vrou hier langs my wat 'n verpleegster is. Sy is so anti-rook. En ek wil nie leeg in die lewe nie, maar ek het die lewenswens om eendag net 'n pyp te kan rook. Net so lekker 'n pyp te stook. Jy weet ek is mos nou oud genoeg. Ek kan mos nou maar 'n paar jaar afsny. Jy kan maak wat jy wil. Ek kan 'n paar jaar afsny van die paar jaar wat oor is. As ek nou 20 was kan ek verstaan. So ek wil graag so 'n pypie vang. Stel jou voor, vertel ons hoe's jy betrokke? My naam is Marius Engelbreg en my vrou Magrisha, sy is die handres. Ooh, okay. En ek het so wat ek amper sê 'n fout gemaak nie, maar so 2 jaar gelede waar die geleentheid gegee om te sê raai kom saam, kom ons gedoen 'n familiejag en sy het brilliant gedoen. Sy het vir 2 springbokke die eerste jag geskiet en daarna het die gogga gebyt, né? En so ek is baie trots op haar. Sy doen lekker en sy is om te skiet nie. Ja. Mooi. Lekker gevoel gewees. Absoluut fantasties. En ek weet jy en die beauty van die Huntress is ons fokus op die vrouens, maar alles wat vrouens party, jy weet, as 'n vrou wil ons 'n familiejag doen. So ons vat partykeer, jy weet, ons doen familiejagte, ons doen maand kinderjagte. So alles wat naby aan 'n vrou se hart is wat ons doen en dis wat dit lekker maak. En ja, dit help om die support te hê. So daar is vir hulle ook 'n plek en 'n funksie, né? Absoluut, ja. So nou en dan vir die mans, né? Maar ek hou van julle bekers wat julle ook hier het. Yes. Baie jy kry so 'n bekertjie en jy kry 'n hemp en 'n hoedjie as jy kom jag, kry jy 'n kit. So dit is ons hunting kit wat jy dan nou kry as deel van die jagspan. Miskien 'n laaste vraag van my, miskien beide, miskien kan julle so nader staan. Wat van die etiek rondom die hunting? Daar's mos nou baie mense wat veral die jong geslag wat nou sê ag nee, dis nou nie mooi nie en dis nou nie eties nie. En as jy hoe reageer hulle op sulke kritiek? So deel van hunting van die Huntress is hunting for a purpose. Ons skiet net wat ons self kan gebruik of wat ons kan bekostig om te donate. So daar word nie net geskiet vir die sake of it nie. Die vleis wat ons skiet, as jy dit self kan gebruik, soos ek sê, die hunting for a purpose versprei ons dit dan aan behoeftiges. En jy weet self die offcuts wat ons dan verwerk, ons versprei dit aan animal shelters. So dis regtig daar's 'n dieper betekenis en 'n dieper doel daarmee. So en wat mense nie besef nie, wat mense baie keer miskyk. Jy weet
die natuur raak ook versadig. Ons gaan ook as ons plaas toe gaan, dan fokus ons op die overpopulated species. So dit is waarop ons fokus en ons weet presies, jy weet, jy kan soveel of soveel van elke ding skiet en nie meer nie, want dit is wat nodig is wat die beste is vir die omgewing. Tog is daar van die jongetjies wat sal sê, dit ek nou 'n kontroversiële vraag, dat ongeag dit moet mens nog steeds nie 'n ander dier skiet nie en nie 'n bees slag nie. Nou dink ek maar my lekker choppie wat ek eet of die stytjie, dis tog wat die Here vir ons voorsien het om na mense om te gee. Nou ek dink nie mense skiet altyd vir die pot nie. Mens skiet ook vir die genot daarvan, soos jy sê, om uit te dun spesies wat te veel geword het. So daar's baie faktore wat ek dink die wat kritiek lewer nie noodwendig in ag neem nie. En selfs al doen jy dit vir jou plesier en dis vir jou stokperdjie, soos ek sê, die hunting for a purpose, daai vleis en goed, jy weet, ons doel met hunting for a purpose, ek wil aan 'n instansie 'n jaar kan voorsien van 100% goeie proteïen, wat daai mense nie in staat is noodwendig om te gaan koop nie. En ek hoop dit is iets wat ons baie binnekort kan bereik. Nou waar kom die squeeze my darling vandaan? My eerste skiet, toe saam met Sakkie, toe lê ek ook aan, ek het daai tyd met 'n 338 Lepoa geskiet. Lepoa Magnum geskiet. En ons het net Magnum geskiet die dag, so 520 meter. En hy staan toe agter my en verduidelik my nou al die dinge en toe ek nou reg is om te skiet, toe sê hy vir my, squeeze hom easy darling. Ek klaar skiet ek en die gang klik toe en net daar te sê ek vir Sakkie, wel, dis nou die lese van die besigheid, so dit is so. En ek het nie met jou gepraat nie, maar ek gaan sommer nou die geleentheid gebruik. Vertel ons my jou storie en hoe jy betrokke is. Ek is 'n vriendin van Gresha en sy het my genooi vir 'n trippie wat sy net vriende genooi het. Ek werk eintlik met Seafool, so ek is in conservation camp. En ek het target geskiet op my trippie en die gogga het nou gebyt. So ek het nie gedink ek sal ooit 'n geweer wil skiet weer nie en nou wil ek sommer 'n skerp skitter word. En jy sien die verband tussen conservation en skiet. Jy het nie 'n probleem daarmee nie. Geen probleem nie. Dis pragtig. Ongelooflik lekker en is so mooi daar en pragtig. Is daar damme op julle plaas? Daar is definitief damme wat gebou is baie jare terug. So daar is Big Bass aan en die Kermisrivier wat daar deurgaan, as jy afstap met hom in die poele, kry jy die brown trout ook daar. So jy kan fly fishing daar doen in die wildernis daar. So dis definitief kan jy kom visvang. Kom en vra altyd op die jagtrip, is daar 'n dag of twee wat hulle wil heng, want hulle bring hulle fly fishing goed saam. So wie wat is 'n baie goeie idee. Ja, ek sal visvang want nie almal wil jag nie. Ek sal dalk as die manne jag, sal ek eerder gaan visvang. By opportunities. Absolutely. Dankie. Good day. I'm with Zara here also today at the Huntress. She's going to tell us her hunting story. Tell us where you grew up and how you got involved in hunting. Okay, so I grew up in outside Malmesbury on a farm. So I come from a farm. My dad hunts, so it's nothing different to hold a gun. And when I was younger, we used to shoot targets every now and then when we had the time. And now, last year, I got involved. We went on a family hunt in August, and by May, I was a bit unsure at first. But then after a while my goal was to shoot a waterbok, but we saw one, but the chances were low that I was going to get it. And then as the day was passing by, then later on, just before nightfall, we drove through this valley, and then we saw this bosbok, and then we stopped, and then Sakkie told me, okay, will you skiet? And I said yes, and because I really wanted to shoot something, and it's been a dream for me. And now, then, while I was getting ready, everyone was talking, and I told everyone to keep quiet because I was honestly quite on my nerves. And then, then I shot it in the head, and I thought as I was about to. When I pulled the trigger, I was like, okay, if I don't get this, then my dreams might be crushed a bit. But luckily, I got it, and now one of my big achievements have been achieved, and I'm really proud of myself, and I can't wait for the next family hunt because definitely gonna try and get something a bit bigger next time. Okay, and who was with you on this hunt? My aunt, the owner of the Huntress, and the founder, and my uncle, and my dad,
my sister, little sister, and Umsaki, and So lots of support. yes, but mostly family. Okay. I want to ask the men a question. I can't ask you that question. What you might need to do with something of the what no. you shoot. You weren't required to do that. No. It's more a men thing. Yeah. When I shot the eland the first time with a very bad shot, I had to do that thing. It was part of the tradition. We also smeared our faces. And I did get blood on my face. Ja, so welkom by die Huntress. Ons reël ladies hunts. Ek het laas jaar besluit sommer ons is my man elke jaar gaan jag en ek moet net by die huis bly en al die storieetjies oor maar ons het dit doen. So ons vat die girls vir 'n lang naweek of jy nou wit geskiet het of jy wil skiet of nie wil skiet nie, jy wil net saam gaan vir die fun. Ons doen alles. Lekker lang naweek die keer ons Riviervallei en man ons kuier lekker ons ry oral skinny dips en die Keurboomsrivier en geen mans daar nie. Absoluut niks, dis net goals, jy doen niks vir die hele naweek nie. Die cooling queue is, dan kom jou drankie, kos word gesort, al die dinge. So, ja, dit is net 'n baie lekker weekend away. En as iemand iets skiet, is dit 'n bonus. En dis nou so. En dis nou so. Hoe klink dit? Klink dit op lekker? Ja. Wat is jou naam? Jacqueline. Okay. Wonderlik. Hoeveel vrouens is dit omtrent by mekaar? Anna, van 4 tot 12. Okay. En is daar nou 'n leier of iemand wat nou die So ek gaan saam. Ja, ek gaan saam om jy weet as 'n guide en dan Sakkie van die Weste is in van die plaas. Hy is die ou in charge wat seker maak ons doen alles ordentlik en veilig en leer jou al die reëls en Was daar nou geskiedenis dip is, waar's hy? Nee, hy word weggestuur. Asseblief, want ek gaan nie my vrou so intoe stuur nie. Ek dink Sakkie is 'n baie oulike ou, maar jy weet, Sakkie moet dan gaan weddens opmaak. So enige man is nie te vertrou nie, jong meisies. Luister nou wat die oom vir julle sê. Kom met ons kamera ook hier. Ooh, nou het ek dit op kamera gesê. Ooh, Zara, sorry, you didn't hear that, hè? Sy het met hulle gegaan en sy het haar lewensdroom verwesenlik om 'n waterbok te skiet. Bosbok. Sy het laat haar eerste bok geskiet op 12. So ons doen family hunts. Ons doen hier nou nie dat ek dink julle het kinders nie. Ons doen mom and kids en dan soos family hunts. Net soos ek sê, as julle couples is wat wil gaan as jy jou man wil bring, dit gaan oor jou. So alles wat jy wil doen en wie jy wil saambring, we happy to. En as jy jou skelm wil saambring? Ek vra nie. Jy vra nie troudokumente nie. As hulle die een wat hulle wil by saam bly bring is ook okay. Ja, kom daarin. Dis nie so nie, né? Calvina se meisies is nie so nie. Dis net die stadse meisies wat so is. Hulle is ordentlik. Waar kan mens meer inligting bekom? Jy kan ons website volg www.thehuntress.co.za. 100%. Ons is ook op Instagram en Facebook. Soek maar net The Huntress SA. Jy sal ons verseker